Ek het gedink soos ons almal, dat ons tyd het, maar ons het nie. En toe kry ek kanker, en alles het skielik net stil gaan staan. Dinge gebeur om jou, maar jy besef nie wat om jou gebeur nie. Jy sit met 'n sielebroeging. Is ek reg om te gaan? Is ek nie reg om te gaan nie? Maar by die genade van bo en mediese tegnologie het ek dit oorleef. Ook 12 jaar diabetes, ek is 61 jaar oud. My seun Steven, my boesembroer, my vriend, my mentor. Ja, hy is wel my seun, maar hy is ook my mentor. Het aangehou bel. Pa, kom Thailand, kom Vietnam toe. Jy het dit nie nodig nie. Op Bangkok lughawe aangekom, my seun het op die lughawe vir my verwag. En daar het ek besef, 'n mens het nie baie nodig om gelukkig te wees nie. As jy nog nooit 'n bucketlist gehad het nie, sit Thailand, sit Vietnam in daai bucketlist van jou. Jy gaan nie spyt wees nie. Ek vra jou om hierdie journey van 8 maande saam met my te vat. Dis amazing. Geniet hom. Is hierdie die regte lewe of is net 'n fantasie? Ek en my seun ry motorfiets. Ons volg absoluut geen reëls nie. En ons maak handsyne soos ouens wat dink hulle weet wat hulle doen. En dan sê die see vir jou, relax broer. Dis warm. Is vreemd en niemand is haastig hier nie. Party mense kom Thailand toe vir innerlike vrede. Ek soek nog steeds my plakkies, dis al wat ek hier soek. Dis warm hier so. Nathaniel sou gesê het, uit ek sweet nou op plekke wat ek nie moet sweet nie. Hier loop jy eers met skoene, dan sonder skoene en uiteindelik sonder planne, maar met 'n broek aan. Jy sluk soutwater en jy lag vir jouself en besef, hier is niks om te verstaan nie. Jy is net hier om nat te word. Dis sonkraan, net water. Hulle lieg. Dis nie 'n fees nie, dis 'n amptelike wateroorlog. Met DJ's, en mense dans, hulle spuit jou nat en glimlag terwyl jy besef jou siel is ook nat, sopnat. Daar's 'n pirate girl wat dans, ouens op bikes wat sprei, en 'n taai wat so hard jol, dat ek begin worry oor my lewenskeuses. Dis actually kaksnaaks. Later in die nag, ons gesigte is vol verf en niemand kyk meer, lyk meer soos hulself nie. Daai sien van ek en Steven wat na die kamera kyk, jy kan sien ons het lank gekuier. Toe dink ons, kom ons gaan duik. Ek het regtig gedink duik is cool. Onder die water is dit mooi. Dis stil, dis rustig en die visie swem verby en daar gaan Nemo. Ek gee 'n thumbs up. Al is ek nie seker hoekom nie. Ek kom bo die water uit asem, haal soos 'n held, kyk rond en besef, shit, ek het oorleef. Dankie Vader. Nat, verward, baie, baie gelukkig.
Jy kom net vir koffie Vietnam toe. Toe sit 'n wender skielike hoed op jou kop. 'n Vrou lag vir jou. En iemand verkoop iets aan jou wat jy glad nie beplan het om te koop nie. Almal is vriendelik, super vriendelik, almal glimlag. Ons gesels met locals, ons drink koffie, wat jou siel wakker maak, die goed is sterk. En eet langs plekke wat vroeër loopgrawe was. En hoekom met die hoender oor die pad geloop? Om by die stasie te kom. 'n Polities korrekte hoender in Vietnam. Dis perspektief. Jy kyk rond, die argitektuur oral herinner jou aan Frankryk. Mikro's wat jou amper tref, 'n stad wat nie ophou beweeg nie. Daar's verkeer sonder reëls, chili sonder waarskuwing en die kos wat jou laat dink, ek gaan dit eet, maar stadig, soos 'n olifant, jy eet hom stukkie vir stukkie. Teen sonsondergang besef jy, Vietnam verander jou nie. Dit herinner jou net. Jy was nog nooit in beheer nie. En is als actually baie lekker. Toe gaan ons op. Ek bedoel nie emosioneel nie, fisies. Hoogtes. Die soort hoogtes wat jou bene laat twyfel oor besluite wat jou brein reeds gemaak het. 'n moerse konflik daai hoor. Stap ons in 'n museum in. Vietnamse oorlogsgeskiedenis, kanonne, vliegtuie, stories wat swaar hang in die lug. Later is ek op 'n boot in die Saigon rivier, die water beweeg stadig, asof dit nie haastig is om enigstens ergens te wees nie. Kom in Windtouw aan. Daar is wind, 'n uitsig en natuurlik 'n drank. Steven vlieg om. Ek kyk op, die drank kyk af. Ons is by die kanonne op die berg, waar die Franse gebou het, toe hulle Vietnam gekoloniseer het, jare terug. En vir 'n oomblik voel dit asof iemand anders die storie vertel. Hoor op, verder weg, minder drama. On top of the world, looking down, see you downstairs. Not scared of heights at all. And that's gonna be it. So when I'm up there, on top of the world, I'm gonna be looking down. Hi Raymond. Hi Raymond. Thank you guys, I love Vietnam, love you guys. Ek het nie Vietnam toe gekom om antwoorde te kry nie. Ek het gekom om op te hou vra. Ek het gedink ek moet my lewe uitsorteer. En skielik voel ek eie probleme is effens te dramaties. As 'n land dit kan doen, kan 'n mens seker ook. Mense hier het nie net oorleef nie, hulle het aangegaan.
dankie dat julle ingeskakel het. En dan julle weet wat om te doen met die dingetjie en teken in. Wys dit vir jou vriende en dan sien ons mekaar in die volgende episode. Dit gaan epiek wees.